Ek kyk nou na wie hierdie enetjie is wat hier gaan sing. Ek was nie hier toe hulle geoefen het nie. So dalk is daar so kort ouetjie. Vriende, baie welkom. Dis ekskuus, dis heerlik dat julle hier is. Voorspoed en baie seën vir die nuwe jaar. Goed ingegaan? Alles reg? Goed, wonderlik. Ek was rustig ook by die huis. My gesin, meeste van julle weet, is op 'n bootcruise en ek en die twee hondjies het dit stil gevat. En toe die klappers klap, toe slaap ons. So, dit was goed. Lekker om julle hier te sien vanoggend. Baie welkom. Kom ons doen die chocolaatjies. Die kinders wat ons kan help, asseblief, kom help vir oom Gawie. Dan kan ons gou deur dit hardloop terwyl daar nog mense is wat inkom. Ek hoor graag wie hallo Miles. Ek hoor graag wie het sake vir voorbidding. Iets waarvoor ons vir jou kan bid. Jy hoef ook nie noodwendig die saak te sê nie. As dit iets persoonlik is, jy kan net jou hand opsteek en ons stuur vir jou 'n chocolaatjie en weet dat ons sal vir jou bid. Kom ons begin aan hierdie blok. Enige sake vir voorbidding? Niks. Middel? Niks. En hierdie kant lyk nie so nie. Goed. Ons weet, ons bid nog steeds vir Jaap en Monica se dogter, kleindogter, wat kanker het, met wie dit baie sleg gaan. Baie pyn in en uit die hospitaal. Hulle seun gaan baie goed mee. Hy was self saam met sy gesin op vakansie, so dis wonderlik dat dit met hom so goed gaan. En dan bid ons altyd vir Rian Kloete, wat ook kanker het, wat hier plaaslik in Wakerley bly. So ons bid vir jou ook, Rian. Hulle luister gereeld na die diens. Vreugdes. Kom ek hoor, watter vreugdes is daar? Kom ons begin hierdie keer. Daar sê Quentin. Jy het Woensdag op pensioen. Dit verdien. Sake, ja, nou, ons sal vir jou 'n voorbidding chocolaatjie ook stuur. Maar ek stuur vir jou daai pensioen ene kransie. Sebastian, stap, jy het gesien waar die oom se arm is. Baie geluk. En ons is bly julle is terug uit Suid-Afrika en lekker gekuier. Goed, nog vreugdes. Noem sommer so ons kom nou net by die kuiermense wat die eerste keer hier is. Ek weet dis vreugdes as mense kuier, maar ons stuur nou net vir hulle spesiale chocolaatjie. Enige ander vreugdes? Tuis, sê. Wonderlik. Tuis, hulle is 'n derde kleindogter. Kom môre om hier te kom bly en hier te kom werk. En sy kom uit Nieu-Seeland uit. So ons is baie bly vir hulle. Julle twee manne sal mamma saamstap. Gaan gee vir daai oom en tannie. Miles, it's not yours. Stap, deel uit. Goed, ons is baie bly vir julle tuis. As mens enige ouderdom bereik, maar veral as jy hulle ouderdom bereik, is dit so lekker dat die kinders en kleinkinders om 'n mens is. Julle kan daai Bybels sommer daar op my tas sit as dit nie pad is, hoor. Dis vreugdes. Kom ons nog vreugdes dalk wat ek gemis het. Was daar Hanne? Goed. Dit bring ons by die verjaarsdag. Kom ons kyk gou na die lys. Sommer 'n klomp. Carly hulle vanoggend nie hier nie. Dis my spannetjie wat gewoonlik hier sit waar Marcel hulle nou sit. En hulle is nie hier nie. So Carly, as julle dalk luister, baie geluk met jou verjaarsdag. Liesel. Cherry ripe. Nou ek gaan 2 stuur, laat ons net seker maak. Miakie. Die tannie sit heel agter. Liesel, baie geluk. Ons gaan aan die einde vir almal hande klap. Stap julle 2, sy sal haar hand opsteek. Erika is ook hier. Jo. Dis nou die vrou wie se man op verlof is. Ons moet eintlik vir jou 'n sterkte chocolaatjie stuur. Sebastian. Daai enetjie vir die tannie sal haar hand opsteek. Miles, kom ons kyk. Mamma verjaar.
Ga gee vir mamma hierdie chocolaatjie, Miles. Dis hy. En Chris verjaar die 7de, wonderlik. Julle ek net by al hierdie rooi chocolates verbywerk. Dis hy. Chris, baie die geluk, Mia, doei oom die wit hemp. Engela Marie, sy's Gladstone, ons sê vir haar, as sy luister, baie geluk, Engela. Mariaan, ek gaan nie haar van uitspreek, ook Gladstone, baie geluk, Mariaan. Sunay Du Plessis, ek het hulle nie sien inkom nie, is hulle dalk hier? Lyk nie so nie. En Dewald is hier. Dewald, ek gaan vir jou net vir die moontlikheid van dat jy nie van die een hou nie. 2 stuur. Wie het laaste geloop? Sebastian, die oom sit, as jy hierdie kant toe gaan, hy sal sy hand opsteek. Baie geluk aan julle almal. Dan sê ons welkom vir mense wat die eerste keer in die kerk is. Nou gaan ek in hierdie blok begin, anders slaan ek dalk ouens oop. Lyk bekend, daar heel agter. Sê vir ons Corneels. Kyk. Baie welkom julle, Karen, Stephen. Was dit Nel Marie of Jelmer? Nel. OK. Baie geluk. Miles, stap agter toe. Gee daai 3 chocolaatjies. Baie welkom by ons. Dit is lekker om julle hier te hê. Middelblok. Eerste maal mense, besoekers. Lyk nie so nie, ek ken ook al die gesiggies. Hierdie kant vertel vir ons. Nee, jy moet Annel, sy's te skaam. Jy moet sê wie dit is. Dis Annel se sussie wat hier kuier. Naam gou? Marisa. Baie welkom Marisa. So lekker dat jy by ons is. Ekskuus, ek het vergeet om daai kant toe hierdie dingetjie te stuur. Nee, ek vat gou hierdie papiertjie vir die oomel daar heel agter en vir Marisa, Sebastian. Dit voel soos ek doen die meeste. Ja, heel agter. Stap Sebastian, hierdie kant. Heel agter. Is daar iemand anders wat in hierdie blok vir die eerste keer hier is? Lyk nie so nie. Almal was al hier. Goed. Dit handel ons chocolaatjies af, behalwe die belangrikste. Kom, Marco, kom haal vir julle chocolates. Kom gaan weer gooi dit sommer so uit. Kry julle, maar moenie die 5 minute vat nie, hoor. Ek sal my pa aan. OK, kry. Is reg. Is 'n plesier julle. Daar lê jou crunchy. Daar's hy. Wil jy nog 'n boostokkie? Daar's hy. Is reg. Ek maak maar daai pakkie toe. Want jy kry die wanderers, dan kom hulle so onder die diens. Dan kom haal hulle weer 'n chocolaatjie. Goed. Dit. Nou begin ons erediens. Kom ons bid saam. Here, ons kom val in eerbetoon voor U neer, want U is heilig. Ons buig, ons kniel voor U, ons Here en ons Skepper. U is ons God en ons is U volk, U kudde, U skape, wat deur U hand versorg word. Amen. Liewe vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Kom ons sing lekker saam met die begeleidingsspan 3 liedere en dan gaan ons riglyne hanteer. My kan maar so laag sit. Ek sê julle staan asseblief. Dank aan
Dankie, kan maar sit. Vir ons riglyne vir die lewe het ek Lukas 18 gekies, vanaf vers 18. Nou as jy 'n Bybel soos myne het, sal jy sien, Matteus, Markus en Lukas rapporteer oor hierdie gedeelte. So dit moes 'n taamlike indrukwekkend, of 'n indruk op die skrywers gemaak het, iets wat hulle onthou, dat hulle al drie daarvan vertel. Ons ken dit as die nie gelykenis nie, die verhaal van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het. Ek lees vir julle vers 18. 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Nou jy sal met my saamstem, dis 'n baie belangrike vraag. As iemand dit vir jou sou vra, dink gou vir 'n oomblik, wat sou jy so iemand antwoord? Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus het geantwoord: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. En dan noem Jesus dit sommer vir hom. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, en eer jou vader en jou moeder. Nou natuurlik is dit nie 'n volledige lys nie, maar Jesus wys hom net op, dit is die gebooie waarna hy verwys, die 10 gebooie. Maar, en ons gaan net tot daar lees, vers 21, maar hy antwoord: Al hierdie dinge doen ek van my kinderdae af. Onderhou ek dit. Nou sal jy met my saamstem, toe ek dit net lees. Daarop volg dan natuurlik dat Jesus vir hom sê, daar's een ding wat jy kort kom. Jy moet alles gaan verkoop wat jy het, want hy was ryk, kom dan en volg my. Maar ons gaan nie dit vandag lees nie. Wat opval is dat hierdie man die waagmoed het om te sê, daai doen ek alles. Mens voel eintlik so half in jou hart, regtig, kan jy dit sê? Jy moet omtrent na as Jesus die mees regverdige man wees. En Jesus laat dit amper vir hom so klink, as Jesus vir hom sê, jy kom net een ding kort. Sou hy dit van my kon sê? Nee, hy sou vir my sê, hoor jy kom baie kort. Ek sou in elk geval nie waag om te sê, Here, daai doen ek alles nie. Want ons weet, Jesus het baie keer hierdie gebooie omgedraai en gesê, as dit net in jou gedagtes alreeds iets is, 'n gedagte is dit so goed jy die gebod oortree. So, jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie vals getuienis gee nie.
Eer jou vader en jou moeder. Here, daai doen ek alles van my kinderdae af. En ek dink die punt wat ek vanoggend wil maak is dat ons nooit so raak nie. Dat ons nooit dink wat die 10 gebooie aanbetref, kom ek alles na. Here, wat is daar nog wat U in my lewe sien? Behalwe die 10 gebooie wat ek nou volmaak nakom. Wat is daar dalk iets anders? Nee. Nee, ons kom almal, ons skiet almal ver tekort. Here, help vir ons dat ons nie soos hierdie man, hierdie jong man van aansien sal wees nie. Wat reken ons lewe lyk daarom nie te sleg nie. Help vir ons dat ons elke dag bewus sal wees van die baie wat ons tekort kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here sê vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, dis 1 Johannes 1 vers 9, hy vergewe ons sondes, en hy maak ons skoon van alles wat verkeerd is in ons lewe. Kom ons vat dit ook, net soos wat ons aanvaar dat ons lewe maar baie deurmekaar is, en soms baie dinge wys wat verkeerd is. Kom ons hoor ook, en ons vat dit ook, dat die Here sê, jy is vergewe. Op hierdie oomblik, as jy dit uit jou hart uitkom, as jy sê, Here, ek is jammer, dan staan jy skoon voor God. Dan begin ons 'n nuwe blaadjie. So, kom ons vat dit. Kom ons sing 'n lied, wat daarbey aansluit, maar wat ook sommer vir ons gereed maak vir die prediking wat nou net volg. Een van die liedere wat so bietjie herbereim is, julle ken dit nog as doen slegs evalueer, of baie van julle, en die wat jonger is as 50, ken dit as leer my evalueer. Staan asseblief. As die Here ons deur sy Gees vul, sodat hy ons nuttig kan gebruik, is dit sommer 'n gebed, ook voordat ons nou die Bybel lees. Dat die Here dit vir ons so sal doen, dat ons sy woord sal verstaan. Kom ons bid daarvoor. Driemaal heilige God, ons bid dat wanneer ons u heilige woord lees, ons dit sal verstaan, maar u deur u Gees veral vir ons sal wil help dat ons dit ook 'n begeerte het om dit te doen. Dis vir ons belangrik, want dit is vir u belangrik. Wanneer die profete in die Ou Testament vra, wat sal ons saamvat as ons na die Here toe gaan? Wat is vir God belangrik? Dan is dit nie dinge wat
soos offers en goeders wat ons na U toe bring nie. Maar dan is dit dat ons sal hoor dat U woord sê, ons moet soos Jesus wees. Barmhartig, reg doen en betroubaar wees. En ek bid dat vanoggend se gedeelte wat ons gaan lees, ook vir ons sal help om dit reg te kry. In Jesus naam. Amen. Dit bring ons by hierdie, kyk as daar een boek is, by hierdie boek in Levitikus, as daar een boek is wat mens dalk sou wou voel, kan ek maar hierdie een skiep, as mens die Bybel van vooraf lees, dan is dit Levitikus. Vol wette, vol riglyne oor hoe offers moet lyk en hoe dit voorberei moet raak. Dit maak jou eintlik moeg as jy so deur Levitikus lees en jy kom by al die voorskrifte. En tog so tussenin al die goed wat mens voel, dit is 'n sware las, kry hierdie wonderlike gedeeltes soos vanoggend sin. Nou ek het op 'n stadium, ek het eers gaan soek op my rak na die boek, toe besef ek, nee, dit was op 'n CD. En ek dink nie enige van my laptops wat ek nou by die huis het, vat meer 'n CD nie. Maar ek het iewers 'n CD gehad waarop gestaan het hard sayings, harde uitsprake. En ek is so spyt, ek kon nie my hande daarop lê nie. Ek dink ook nie, ek het nie eers na die CD gaan soek nie, want wat help dit tog nou kry om, of is dit DVD, nie 'n CD nie. Wat help dit nou kry om en ek kan nie na hom kyk nie. Maar ek sou graag weer daarna wou kry, want ek is doodseker Levitikus 10 vers 1 tot 7 sou ook daar behandel word. Gelukkig het ek baie ander boeke om daaroor te lees en kon ek daaroor lees, maar luister bietjie hoe hard klink dit as ons dan nou sê praat van hard sayings. Die opskrif in die 83 vertaling is die dood van Nadab en Abihu. Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Nou hulle was 2 jong priesters, pas georden as priesters. Hulle het wierook daarin gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'n Vuur wat van die Here afgekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die pa van die 2 seuns, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Aaron was sprakeloos. Moses het daarna vir Misael en Elisafan, seuns van Aaron se oom Usiel, geroep en vir hulle gesê, gaan nader en vat julle familielede weg voor die heiligdom en dra hulle uit die kamp uit. Hulle het toe nader gegaan en die dooies in hulle amptsklere uitgedra na 'n plek toe buitekant die kamp, soos Moses gesê het. Ons kan eintlik maar net tot daar lees. Die volgende 2 versies praat oor iets anders. Dankie Vincent, ons kan dit dan nou los wat die skriflesing betref. Gaan lees dit gerus by die huis verder. Moeilike gedeelte, nê? Voordat ek daarby kom ek vertel gou vir julle van 2 ouens wat baie geworstel het met God se geregtigheid, dis 'n groot woord vir sy regverdigheid en sy genade in hulle lewe. Die een was Paulus en die ander een Martin Luther, so 1500 jaar na Paulus. Beide van hierdie ouens was leermeesters, hulle was geonderrig in die Ou Testamentiese wet. Hulle het dit verstaan, Paulus het aan die voete van Gamaliel gesit en hy het geleer oor hierdie Ou Testamentiese wet. Ons weet hy was 'n fariseer, uit en uit 100%. Sommige ouens wat ek nagelees het, reken Paulus het op die ouderdom van 21 die ekwivalent van 2 doktorsgrade gehad. Nou hoe hulle dit bepaal, weet ek nie so. Ek gaan dit nou nie vir 'n feit noem nie. Dit mag jou dalk laat voel, ek het dit eers op 36 gekry en ek het gedog, ek was die jongste. Maar Paulus was briljant in die leer van die Ou Testament. Martin Luther, weet ons, was aanvanklik, het hy regte studeer, tot een nag wat 'n weerligstraal
baie naby aan hom geslaan het. Ek onthou nog, ons het nog in die Nederlands sekere boeke gehad, en een van die boeke was Pramsma, wat die kerkgeskiedenis behandel, en lees jy nou die Nederlands, en ek onthou oor hierdie weerligstraal storie, miskien het ek dit al vir julle gesê, dat skryf Pramsma oor daai nag, hy sê, een bliksem sloeg langs hem neer. Dis nou die bliksemstraal, wat langs Martin Luther geslaan het, en dit het hom so angs laat beleef, in daai nag, dat hy net daar en dan 'n belofte vir die Here gemaak het, as die Here hom spaar, dan sal hy monnik word. En toe gaan word hy 'n monnik, en toe begin hy die Bybel bestudeer. Jare later weet ons, het hy met die Rooms-Katolieke Kerk gebreek, omdat in sy bestudering van die woord, het hy agtergekom, maar die kerk van daai tyd is nie op die regte pad nie. En het hy die reformatie, was hy die begin van die reformatie in Duitsland, waarna dit oorgespoel het na die ander omliggende lande, en wêreldwyd 'n groot ding geraak het. Maar beide hierdie ouens worstel met hierdie ding, die geregtigheid van God, dat God reg optree of moet optree, en aan die ander kant sy genade. En 'n mens kan verstaan as jy gedeeltes soos hierdie lees. Nou is ook ander sulke gedeeltes in die Ou Testament, selfs Nuwe Testament, Ananias en Safira, Handelinge 5, wat ook getref word en hulle val op die plek dood neer. Nadat hulle iets gedoen het, dan worstel mense en jy wonder, Here, is dit nou genade? Ons kom daarby. So kom ons kyk. Kom ons kyk na Nadab en Abia se verhaal. En ek wil hê, as jy dalk ander oggende, en ek weet nou wie my customers is, so halfpad deur die preek, so effens 'n uiltjie knip, dis omdat jy my vertrou, ek kan maar aangaan, jy. Nee, dan wil ek vra, probeer vandag wakker bly. Want hierdie wat ons oor praat is so belangrik, dat ons dit reg sal verstaan. So kom ons kyk na Nadab en Abia se verhaal. Ons lees die eerste woorde, vers 1 en die eerste paar woordjies in vers 2. Hulle het elkeen sy vuurpan gevat. Hulle is priesters, en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daaroor gegooi, en dit vir die Here aangebied. Maar dan hierdie woorde, dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'n Vuur wat van die Here afgekom het hulle verteer. Geweldige woord. 2 vrae kom in 'n mens se gedagtes op. Die eerste is, wat was die sonde wat hierdie 2 manne gedoen het? En ons gaan daarna kyk. En dan die tweede vraag, dalk 'n bietjie moeiliker. Here, was dit nou regtig nodig om hulle so oombliklik uit te wis? Net so gezap, gone. Was dit nodig? Wat die eerste vraag gaan betref, sal ons dalk, ons kry die antwoord eintlik daar in ons teks, maar as ons nou 'n bietjie weier lees, wat ek nou gaan doen het, in die Bybel om te hoor, is daar dalk op ander plekke riglyne oor wat hierdie twee ouens verkeerd gedoen het, dan sou ons in die eerste plek moes sê, dat Nadab en Abia op hierdie spesifieke dag geen opdrag, luister mooi, geen opdrag hoegenaamd gehad het om hierdie offer uit te voer nie. As jy net die vorige hoofstuk, Levitikus 9 gaan bylees, dan sal jy hoor hoe dat die Here vir Moses en Aaron opdragte gee. Dit moet hulle doen, dat moet hulle doen. Nadab en Abia, hulle word nie eers by die naam in daai hoofstuk so baie keer genoem nie, daar word net gepraat van die seuns van Aaron. Hulle tree bloot op as die 2 jong priestertjies pas georden, wat goeders aangee vir hulle pa, wat die hoofpriester is. 3 keer lees ons, hulle moes bloed aangee, en nog 'n ander keer ook van iets wat hulle moes aangee. Ek het dit in my Bybel gaan highlight. Nêrens word van hulle gevra dat hulle iets moet doen nie. Of na hierdie gebeure dan nou 'n wierookoffer moet bring nie. Dit is die dag se liturgie, as ons dit so kan noem. Die gebeure van daar in die tabernakel was opgedra aan Moses, en Moses het opdragte gegee aan sy broer Aaron, and that's it. Dit was dit. Nêrens word in enige van hierdie gesprekke rondom die inwydingsseremonie wat daar plaasgevind het, genoem van hierdie 2 jong manne wat nog nou
dit moet doen nie. Maar goed, dit kan mens mis, want dit kan 'n geval wees van, okay, dis nou nie daar genoem nie, maar dis dalk iets wat hulle geweet het, hulle nou moet doen. So kom ons kyk, ek het nog so 3 punte. As ons Levitikus 16 lees, dis nou 6 hoofstukke verder, dan klink dit as vir my, asof hulle te naby aan die allerheiligste gekom het, wat ons weet absoluut taboe was, vir enige iemand anders as die hoëpriester, en dan ook net 1 keer in 'n jaar. Lees saam met my vers 1 en 2, dit is daar. Aaron se 2 seuns het gesterf, toe hulle 'n offer aan die Here wou bring. So, baie duidelik in hoofstuk 16, verwys dit na hierdie gebeure wat ons nou net in Levitikus 10 gelees het. En dan hierdie woorde, en na aanleiding daarvan, so hulle het gesterf omdat hulle offer aan die Here wou bring, en na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Wat is die opdrag? Vers 2. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan, na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo kan die deksel van die ark, en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe. Nou, is daar ouens wat sê, dit was hulle sonde, hulle daar ingegaan. Ek wat krities lees, en voel ek moet vir julle die waarheid kom sê nee, ons lees nêrens, hulle het daar ingegaan nie. Maar dit lyk tog asof hulle baie naby, want as jy net een slaai teruggaan, asof hulle baie naby daaraan gekom het en die Here hulle wou keer. Want, hoekom anders sal hy sê, die vertaling, hulle wou offer aan die Here bring, hulle is daar dood, en na aanleiding van hierdie gebeure, dat hulle daar getref is met die dood, gee die Here dan die opdrag. So, dalk was dit onbekend. Dalk het hulle net te naby aan die voorhangsel beweeg, ons weet nie, dis 'n moontlikheid. 'n Derde ding, wat die reukoffer betref, was daar baie duidelike riglyne aan Moses gegee, waarvan ons in Eksodus 30 lees. Lees dit saam met my. Elke oggend wanneer Aaron die lampe versorg, Moses hoor dit, en hy moet dit vir Aaron vertel, moet hy geruime, geurige wierook op die altaar brand. Luister, wie moet dit doen? Aaron. Elke aand wanneer hy die lampe aansteek, moet hy wierook brand. Die wierookoffer moet altyd, ook deur julle nageslag, vir my die Here gebring word. Dan vers 9 dink ek is nog daar. Julle mag nie ongeoorloofde wierook op die wierookaltaar brand nie. Ook nie brandoffers of graanoffers nie, en nie 'n drankoffer daarop uitgiet nie. So baie duidelik, hoor is 2 goed. Aaron moet dit doen, Aaron moet dit doen, en dan hierdie woorde, julle mag nie ongeoorloofde wierook op die wierookaltaar brand nie. En ons het nou net gelees, hierdie 2 ouens het gesterf, omdat hulle, vers 1 nog, ongeoorloofde vuur, sonder dat dit die bevel van die Here was, na die altaar toegebring het. So baie duidelik was dit een van die foute. En dan, ek het nie eers vir julle die skriflesing daar gesit nie, lees mens verder in Levitikus 16 van hoe presies hierdie geurige offer, wierookoffer, voorberei moes word. As mens net vinnig kyk, ek hoef dit nie te lees, is 'n klomp detail, ekskuus nie, Levitikus 16 nie, Eksodus 30, van dit moes daarin wees en dat moes daarin wees, gaan lees dit by die huis, vanaf vers 16, dieselfde Eksodus 30. So, ja, daar was baie duidelike riglyne, en so moes dit gedoen word. En dis veral in vers 34 en 36, waar die baie details staan. So, is 'n derde punt. Maar eintlik sê vers 3 van ons teks vir ons presies wat die probleem was. Kom ons lees dit weer. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Dit lyk vir my asof hierdie 2 jong priesters so vir 'n oomblik bietjie vergeet het met wie hulle hier te doen het. Dat hulle God se heiligheid vir 'n oomblik van vergeet het. En dit het gemaak dat hulle ontzag wat hulle vir die Here moes gehad het,
ook so 'n bietjie getaan het, ook so 'n bietjie minder was as wat dit behoort te gewees het. So as ons moet opsom, sê ek die volgende: Nadab en Abihu se sonde was dat hulle offer gebring het. Ekskuus, Wins, ek het nou net vir jou heeltyd gevra en is eintlik Louis, sorry. Dankie Louis dat jy op die slides werk. Nadab en Abihu se sonde was dat hulle offer gebring het wat die Here nie beveel het nie. So staan dit daar. Was ongeoorloof en dit het nie van die Here afkom. Hy het dit nie gevra nie. Dit het hulle offer, 'n ongeoorloofde offer gemaak. En ons sou kon byvoeg, hulle het te gemaklik geraak met dit wat vir God heilig is. Te gemaklik geraak met dit wat vir God heilig is. Dis 'n geweldige ding. En hieroor brei die ouens wat oor die teks skryf baie uit. Ek dink dit is 'n groot waarskuwing, kom ek stel dit so, vir elkeen van ons om vandag te hoor, dat in ons verhouding met die Here, wat ons Vader is, wat vir ons baie lief is, wat ons Abba kan noem, Papa, moet ons nooit vergeet, dat ons ook te doen het met die heilige God nie. Die een wat ver bokant ons verhewe is. En gehoorsaamheid aan hom word nog steeds vandag en elke dag van al sy kinders gevra. Dis die nommer 1, dat ons hom sal gehoorsaam. Geen weerligstraal sal dalk vir my en jou tref die oomblik as ons aan hom ongehoorsaam is nie. Maar weet dit, ons sal by elke daad van ongehoorsaamheid, doelbewuste ongehoorsaamheid, ek praat van, ek weet wat is reg, maar ek doen dit nie, sal ons so stukkie vir stukkie geestelik sterf. Wat 'n geweldige gedagte. Want ons het te doen met 'n heilige God. Die tweede vraag, dalk moeiliker om te oordink. En vir baie mense is dit 'n baie groter probleem. Was dit nou regtig nodig om die twee pasgeordende priesters met die dood te straf? Hoe sou ons voel? Wat moes liewer met hulle gebeur het? Dalk net 'n bestraffing. Dalk 'n onthef hulle van hulle amp. Of kom ons hoor, wat het hulle vir hulle self te sê? Kom ons hou 'n hofsitting en gee vir die manne darm net kans om te sê, hoekom het julle dit so gedoen? Maar niks daarvan nie. Die Here tref hulle met 'n vuur en hulle word verteer. Ons het as ek die Engels mag gebruik, die idee van the punishment must fit the crime. En ek het al baie keer hier in Australië gesê, die twee goed lyk ook nie heeltemal vir my reg hier nie. Want jy ry 7 kilometer oor die toegelate, want jy dink jy's in 'n 60 sone en jy het eintlik intussen in 'n 50 sone geraak en jy word $365 gefine. Guess wie is al gefine? Maar die ou wat, en ek kyk graag na die goed op televisie, die ou wat dronk bestuur en wat sy motor ongelisensieer is en dalk nog 'n paar goed, hy kry so $500 fine. Dan dink ek, nee man, punishment moet mos nou die crime fit. Maar ek dink hulle wil, sommer my observasie, hulle wil maar uit ons almal uit 'n geldjie maak. En hier in die groot dae, dan maak ons baie geld. Punishment must fit the crime. En daarom sou mense ook, as jy gaan kyk na Nadab en Abihu, sou jy voel maar, joh, dit was daarom 'n bietjie erg. Die sonde wat hulle begaan het, kon dit nie maar ligter gestraf geword het nie. Was God nie onregverdig nie? Maar kyk saam met my, want ek wil hê jy moet dit sien en hoor. Daar's een ding waarvan ons God nooit sal kan beskuldig nie. En dit is dat hy onregverdig is. Dis onmoontlik. Jy kan baie goed aan hom toeskryf, maar dis onmoontlik om vir God te sê hy's onregverdig. Want God is geregtigheid. Hy doen wat reg is
Altyd. Nooit doen hy verkeerd nie. Maar ons kan soms baie maklik oor dit wat ons tref, dink en vir God in die prentjie bring en voel maar dis nie reg nie. Of ons kan voel ek dink daarom ek verdien meer genade as dit. Nou kyk na daai sinnetjie. Ek het doelbewus nie daarna nog slides opgesit vinnig nie, dat ons eers daai sin kan bekyk. Wat is verkeerd daar? Grammatikaal is dit 100% reg, die sin. Maar die inhoud, daarmee het ek 'n probleem. Want daai sin suggereer dat 'n mens genade kan verdien. Nou is ons terug by dit waarmee onder andere Martin Luther 'n probleem gehad het. Jy kan nie met goeie werke vir jou 'n beter plek beding. En daar's baie godsdienste wat nog steeds vandag so dink. Hoe meer ek goed doen, hoe beter plek kan ek dalk, of hoe beter kans staan ek. Nee, dis onmoontlik vir enige iemand om genade te verdien. En ek wil hê julle moet dit sien en hoor. Genade is juis iets wat ons onverdiend ontvang. Dit maak dit genade. Oomblik as jy dit kan verdien, is dit verdienste. Kom dit jou toe. Die oomblik wat ons begin praat van iets verdien, praat ons nie meer oor genade nie, maar van oordeel, justice. Dit kan ons verdien, maar nie genade nie. Volgende slide, dankie Louis. Net oordeel kan verdien word. God is nooit onder 'n verpligting om goed te doen nie. Hy is van nature goed. Ons dade kan hom nie tot goedheid dryf nie. Kom ek probeer dit met 'n voorbeeld wat ek ook vir julle op die skerm sal sit. Verduidelik. Sê nou maar 10 van ons oortree deur dieselfde sonde te doen. En God straf 5 van ons en aan 5 betoon hy genade. Is dit regverdig? Nee. 5 kry wat hulle is dit onregverdig? Nee. 5 kry wat hulle regverdiglik toekom, God se oordeel, en 5 ontvang genade wat hulle nie verdien het nie. So niemand ontvang onregverdiglik nie. Kyk weer daarna. 10 mense. Almal dieselfde sonde. 5 word gestraf, 5 kry genade. Is God nou onregverdig? Nee. As hy vir al 10 gestraf het, was hy regverdig. So deur 5 te straf is hy nog steeds regverdig. Maar sy genade sien ons daarin dat hy net 5 straf en die ander 5 laat gaan. Is dit onregverdig? Nee. En ek wil hê ons moet dit mooi hoor, want agter ons denke sit hierdie ding van ek verdien beter. Ek verdien daar 'n bietjie meer genade. God is nooit, ek wil dit weer sê, onder 'n verpligting om dit te doen nie. Hy kon al 10 gestraf het. Of, soos wat toe Jesus op aarde was, al 10 genees het. En daai gelykenis, of nie gelykenis nie, verhaal, waar net een omgedraai het om te sê dankie. Al 10 ontvang die genesing. God is nooit onder 'n verpligting nie. Ek kan hom nie daaronder sit nie. Hy het homself nie daaronder gesit nie. Maar nou bly die vraag, met die doodstraf? Kom ons kyk verder. Veral wat Paulus hieroor skryf. Die mens, ons, sê Paulus, kies om sonde te doen. Nou kom hy in Romeine 6 vers 23, daar sê hy die beloning van die sonde is die dood. En ons weet, Adam en Eva het dit al gehoor, julle kan van al die vrug van die bome in die tuin eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin, as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Paulus sê, die beloning van die sonde is die dood. Adam en Eva, so was dit vir hulle gesê, en toe eet hulle van daai boom.
Sterf hulle op die oomblik? Nee. Hulle word die tuin uitgesit. God is hulle genadig. Maar hulle hoor, sterf gaan julle voorkant toe. Maar dis nie wat God dink ek bedoel het, toe hy vir hulle gesê het, reg in die begin, julle sal sterf. Hy is hulle genadig, deur hulle nie daar op die plek te laat val nie. Het hulle hierdie genade verdien? Nee. Hulle verdien net God se straf. Moeders nooit vir God, en dit was vir my die ding wat in my geleef het toe ek dit neerskryf, moeders nooit vir God vra, en ek wil dit nou reg sê, dat hy regverdig moet optree nie. Want dan mag jy dalk net aan die swakste intrek. En as jy dit nie verstaan nie, lees dit saam met my in Engels. Don't ever ask God for justice. You might get it. Maar so baie mense doen dit. En God se oordeel en sy regverdigheid beteken eintlik dat elkeen van ons die pad van Nadab en Abihu moet stap. So kom ons gaan terug. Ekskuus as dit 'n bietjie lank raak, maar ek wil hê ons moet die hele prentjie kry. Daar's nou mense wat sê, veral as hulle hierdie gedeeltes lees, so God kan ek nie dien nie. Nee, Here wat so optree, ek stel nie in hom belang nie. So as ek nou hierdie veral vertel van God se geregtigheid, sy regverdigheid en dat hy sommige mense genadig is, dan sê hulle nog steeds, ek wil nie daai kans vat nie, ek stel nie belang in so God nie. Dan wil ek sulke mense uitdaag om verder te lees in die Ou Testament en deur te lees tot aan die einde van die Nuwe Testament. Want in die Ou Testament sien ons dan baie kere waar God nie almal uitwis nie. Trouwens, in meeste van die gevalle waar mense oortree en waar mense die Here nie die nodige ontzag toon nie en waar hulle vergeet van sy heiligheid, Nadab en Abihu se sondes, word hulle nie uitgewis nie. Hulle word net oorgegee aan 'n ander volk wat hulle bietjie onderdruk, of hulle een of ander iets gebeur met hulle, of niks gebeur met hulle nie. Maar wanneer hulle so oorgegee was, die oomblik as hulle tot inkeer kom, herstel God hulle en betoon hy sy genade en gaan dit weer met hulle goed. Vergewe hy hulle onvoorwaardelik. Dis Israel in die Ou Testament. Maar as jy nou veral vir ouens wat sê ek kan nie verder lees nie, ek stel nie in so God belang nie. As jy nou verder lees nie, jy kom in die Nuwe Testament in en dis eintlik waar ek wil hê jy moet kom. Dan hoor jy van God se genade. Nog steeds van sy oordeel, maar dan hoor jy van sy genade. Ja, die loon van die sonde is die dood, sê Paulus. Maar die genadegawe wat God aanbied, is die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. So die een is daar, maar iets anders het gebeur wat nou vir ons 'n ander moontlikheid gee. Die ewige lewe, 'n genadegawe van God. Dit is maklik om te onthou hierdie twee tekste. Die een is Romeine 6:23, maar lees saam met my Romeine 3:23. 3 hoofstukke uitmekaar. Stel dit amper nog duideliker. Almal het gesondig en is ver van God af. Maar hulle word nie op grond van hulle verdienste nie, sonder dat hulle dit verdien. Op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. Almal het gesondig. Almal verdien eintlik die oordeel. Maar op grond van God se genade verdien ons dit. So in Jesus Christus, nie verdien ons dit nie, kry ons dit. In Jesus Christus word God se genade veral geweldig sigbaar. En verstaan mens. En kom jy in 'n staat waar jy dalk sal voel, selfs daai ouens wat sê so God wil ek nie aanbid nie. Wow. Ek wens ek kan een van hierdie wees wat hierdie genade van God beleef, want dit beteken ek kry die ewige lewe. Ek word vrygespreek van my sonde. Ons verdien dit nie. Hoor my nie verkeerd nie. Jesus het dit verdien. As daar iemand is wat die oordeel van God in sy felheid aan sy lyf gevoel het en sy emosies, dan is dit Jesus. Dit wat met Abihu en Nadab gebeur het, is niks in vergelyking met wat met Jesus gebeur het.
Hulle het nie eers die pyn beleef nie, hulle is net 4 uitgeteer, gone. Jesus loop 33 jaar en hy beleef verwerping, misverstand, mense wat hom agter hom aanloop, hom wil doodmaak, hom uitkyk. Dan beleef hy dat hy sleg van die laaste 2 dae. Sweepsla, stukke vleis uit sy lyf ruk, 'n kruis dra, spykers wat deur sy gewrigte in sy voet geslaan word. En daar hang hy. As iemand ooit moes voel dat hy onregverdiglik behandel is, sou dit Jesus wees. Maar nie ek of jy nie. God is regverdig. Maar nou is dit so wonderlik om dan te hoor in hierdie verse, sy regverdigheid sê, maar ek kan hulle nie net uitwis nie. Ek moet 'n manier voorsien hoe ek hulle ook genade kan betoon. So ja, party ouens sê, as dit is hoe God met sy seun werk, dan stel ek ook nie in hom belang nie. En dan mis jy die hele punt. En iemand het dit gesê. Dan wil ek nie een van sy kinders wees nie. As dit is hoe God met sy kinders werk, wil ek nie een van hulle wees nie. Maar die punt is, hy het dit net met sy eie seun een keer gedoen. Hy sal dit nie met jou doen nie. Hy sal nie met my so werk nie. Tensy ek sê, ek stel nie belang in hierdie heilige God se manier van doen nie. Ek gaan dit sommer so op my eie manier doen. Nadab en Abihu. Of, hoekom sal ek nou skrik daarvoor? En my ontsag vir hom verloor. En dink ek kan doen wat ek wil. Ook wat die liturgie aanbetref. Daar's ouens wat mooi preke daaroor maak, oor hoe ons moet waak daarteen, dat ons nie sommer in die kerk doen wat ons wil nie. Vir God was daai gebeure in die Ou Testament baie presies oor hoe dit moes gebeur. Maar ek wil nie op daai onderwerp gespring het nie. So ons sien God se genade. Ons beleef dit aan ons lyf. Maar moenie vergeet wat dit gekos het nie. So as jy dalk nog voel, okay, dan is dit seker nie so erg dat ek sondig nie. Wil ek jou daaraan herinner, nee. Kyk wat skryf Paulus. Wat moet ons hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, of dan miskien moet mens liewer vra, kan ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? En dan kom die antwoord, beslis nie. Moenie een oomblik gewoond raak aan die sonde nie. God werk nie op so 'n manier dat hy sê, ek sal dit toelaat. Okay, ek sal 'n bietjie meer toelaat. Weet julle, dis nie so erg nie, ek sal sommer baie toelaat. Nee. Vir hom is sy heiligheid belangrik. En dat ek en jy ontsag daarvoor sal hê, is vir hom ontsettend belangrik. Dat ons op die regte wyse met hom moet omgaan, is vir hom ontsettend belangrik. Ek het die gevoel, Gawie, het die gevoel dat mense God se genade gewoond raak. En dan verwag hulle dit later van hom. En dan as hulle dit van hom begin verwag, en hy doen dit nie presies nie, eis hulle dit van hom. Nou moet hy dit gee. Dit sou fataal wees. God skuld ons niks. Ek en jy skuld hom alles. Elke oggend wat ek my oë oopmaak en die asem kan intrek, is 'n dag wat ek kan sê, Here, ek weet met wie ek te doen het. Help my om dit nooit te vergeet nie. Ek weet U is die Heilige. Help my om die nodige ontsag met U om te gaan. Mag God nooit, of mag jy nooit te gemaklik met die Here raak nie. Ek ook. Ja, hy is ons Vader, en hy het ons baie lief, maar sy liefde vir ons maak nie dat hy minder heilig is nie. Amen. Here ons God, wat 'n verhaal in die Ou Testament. En ons sidder en ons beef
as ons dink dat die Here vir wie ons aanbid, wat ons Vader is, dit gedoen het. Maar dan, as ons nou mooi geluister het, verstaan ons ook waaroor dit gaan. En daarom kom bid ek, dit wat my laaste woorde was, dat ons elke dag van u genade altyd bewus sal wees, en dit sal aangryp, en u sal loof, en u sal prys daarvoor, sonder om ons ontzag vir u te verloor. Ons bid vir hulle wat siek is, ons bring hulle na u toe in hierdie oggend, vir Arina daar in Suid-Afrika, en vir Rian, wat deel is van ons gemeente. Ons bid dat u ook vir hulle sal aanraak. U wat die groot geneesheer is. Dankie dat u dit met Jaap en Monica se seun gedoen het met Flip, en dat hy gesond is, en dat hy aangaan met sy lewe. Ons bid vir hulle wat op vakansie is. Daar's ook baie van ons gemeentelede wat op verlof is. Ons bid dat hulle veilig sal reis, veilig sal terugkom. Ons bid vir ons kinders wat vakansie nog het. Seën vir hulle. Ons bid vir ons gemeente. Here, help ons om altyd te onthou vir wie ons aanbid en hoekom ons kerk is. Ons bid vir Gerson, wat ook later vandag gediens het daar in Namibië, vir wie ons ondersteun. Ons bid vir die kinderhuis en vir die helpende hand. Mense wat dit nie so maklik het nie. Wat deur fondse wat ons, deurdat ons geluister het na u en deurdat ons gehoor het dat u dit van ons vra, vir hulle kan stuur. Ons bid dat u dit sal gebruik om hulle lewe so bietjie meer te wys van u genade. Wil u veral ook in hulle geestelike lewe so betrokke wees dat hulle u sal leer ken. Ons bid vir mense wat vervolg word, soos wat u, Here Jesus, vervolg was, en wat met hulle lewe gedreig word, en wie se lewens dalk, aan 'n draadjie hang. Maak hulle sterk in hulle geloof. Help hulle om staande te bly, want ons weet hierdie lewe is nie die einde nie. Help ons om dit te onthou. Dit bid ons omdat ons weet ons verdien niks nie, maar ons vra dit genadiglik in Jesus naam. Amen. Kom ons bely ons geloof. Dis dalk 'n goeie punt om dit nou te doen, of 'n goeie plek om dit nou te doen. As ons staan en ons doen dit hardop. Daarna kan julle bly staan vir 'n slotlied. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, musiekspan, ons sing graag saam met julle. Ek sien in my gees die glorie en die almag van
Hy is koning, hy is Heer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heil en hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Om hemel in ons konflikt, hef jou hande op na bo. Blaas versynes aan op tromme en kom juig vir God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons hoop, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat hierdie heilige God vir my en jou kom sê, ek gaan jou help. Ek gaan saam met jou. Ek woon in jou deur die Heilige Gees. So hoor dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en sy alomteenwoordigheid deur die Heilige Gees gaan nou saam met jou. Amen. Kom ons sit 'n oomblik en terwyl Henny net regmaak vir die afkondigings, wil ek graag sê, hiervoor is 5 Afrikaanse Bybels wat Kurt vir ons skenk. Dit is die 53 vertalings. Daar's 1 witte en 4 swartes. Party is slap hand met duimdrukkers in aanwysings. So as enige iemand behoefte het aan 'n Bybel, ons het van tyd tot tyd mense wat daarvoor vra. Ons het ook 'n hele ruk terug 2020 vertalings bestel. Hulle het almal uitverkoop. Kom gerus na die tyd en kom haal vir jou een. Dis in so 'n wit sakkie voor. Dankie Henny.